Goeiemôre vriende. Ja, dit is vandag tyd om deel 2 te bespreek van Vader en Kind, of God se liefde, of as jy dit wil noem, waar is God se liefde? Ek moet sê, ek gaan 'n paar dae stil staan hierby, en gister het ek gepraat oor die maniere wat God met ons praat, en hoe hy sy liefde aan ons bewys, en ek het vergelyking gemaak met die verhouding wat ek met my seun het, en 'n vader se liefde aan jou kinders is nie om vir jou kinders te gee alles wat hulle wil hê nie, maar eerder om aan hulle te gee wat jy weet is goed vir hulle. En dit is partykeer vir ons baie moeilik om dit te verstaan, as kind en ook as kind van God. En vandag het ek bietjie gaan kyk oor, wat is nog maniere waarop God met ons praat, en wat is nog maniere waarop God vir ons sy liefde wys. En ja, ek het afgekom op Matteus 25, wat die gelykenis is waar Jesus die gelykenis vertel van die 3 slawe vir wie hy talente gegee het, toe hy weggegaan het. En toe ek die gelykenis klaar gelees het, toe besef ek net weer, dit is een van die maniere waarop God vir ons sy liefde wys, is die talente wat hy aan ons toevertrou. So kom ons lees dit eers, en dan wil ek so 'n paar minute gesels daaroor. Ek lees van Matteus 25 vanaf vers 14 tot 30. Dit is 'n stukkie, maar ek gaan dit vinnig lees. Kom ons gaan daardeur. Jesus het ook gesê, wanneer God koning is, dan is dit soos wanneer 'n man 'n tyd lank weggegaan het van sy huis. Hy het sy slawe geroep en gesê, hulle moet al sy goed oppas. Hy het vir een slaaf 5 talente gegee, vir 'n ander slaaf het hy 2 talente gegee en vir 'n derde slaaf 1 talent. Hy het besluit met hoeveel geld elke slaaf kon werk. Toe het hy weggegaan. Die slaaf wat 5 talente gekry het, het dadelik gegaan en hy het daarmee baie dinge gaan koop en verkoop, en hy het nog 5 ander talente bygekry. Die slaaf wat die 2 talente gekry het, het dieselfde gedoen en hy het nog 2 talente bygekry. Maar die slaaf wat 1 talent gekry het, het 'n gat in die grond gegrawe en hy het sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van die slawe teruggekom en gevra wat hulle met die geld gedoen het. Die slaaf wat 5 talente gekry het, bring toe nog 5 talente en sê, meneer, jy het vir my 5 talente gegee, en hier is nou nog 5 talente wat ek bygekry het. Sy eienaar sê toe, dit is goed, jy is 'n goeie slaaf, jy het goed gedoen wat ek wou hê. Jy het goed gewerk met die bietjie geld wat ek vir jou gegee het. Ek sal nou vir jou baie meer geld gee, sodat jy daarmee kan werk. Kom in, jy moet bly wees saam met my, jou eienaar. Die slaaf wat die 2 talente gekry het, kom toe en sê, meneer, jy het vir my 2 talente gegee, hier is nou nog 2 talente wat ek bygekry het. Sy eienaar sê toe, dit is goed, jy is 'n baie goeie slaaf, jy het gedoen wat ek wou hê, jy het goed gewerk met die bietjie geld wat ek vir jou gegee het. Ek sal nou vir jou baie meer geld gee, sodat jy daarmee kan werk. Kom in, jy moet bly wees saam met my, jou eienaar. Die slaaf wat 1 talent gekry het, kom toe en sê, meneer, ek weet jy is 'n kwaai man. Jy wil koring afsny wat jy nie gesaai het nie, en jy wil koring bymekaar maak waar jy nie geplant het nie. Ek was bang, daarom het ek jou geld in die grond gaan begrawe en dit weggesteek. Ek gee nou vir jou die 1 talent terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en lui slaaf. Jy het geweet ek sny koring af wat ek nie gesaai het nie, en ek maak bymekaar wat ek nie geplant het nie. Daarom moet jy my geld in die bank gesit het, dan kon ek my geld en die rente gekry het as ek teruggekom het. Hy sê toe vir die ander slawe, vat die geld weg van hom en gee vir die slaaf wat die 10 talente het. Ek sal vir elkeen wat baie het nog meer gee, dan sal hy baie hê. Maar ek sal vir elkeen wat nie baie het nie, ook die bietjie wegvat wat hy het. Gooi hierdie slaaf wat niks beteken in die donker plek, daar sal hy huil en 'n hart op sy tande byt van die pyn. Sjoe, ja, toe ek dit lees, toe besef ek net weer opnuut, jy weet, het is partykeer vir ons so moeilik om die liefde van God te sien, maar ons besef nie dat uit sy liefde uit en uit sy vertroue uit in ons, het hy vir ons talente gegee. Vir party 5, vir party 3, en vir party 1, of vir party 5, 2 en 1. En ja, dit is eintlik so hartseer, jy weet,
as ons regtig bietjie binnekant toe kan gaan, kyk wat ons talente is. Miskien kan jy goed gitaar speel, miskien kan jy goed sing, miskien kan jy 'n goeie vriend wees vir iemand. Miskien is jy goed met syfers, maak nie saak wat jou talente is nie. God het dit vir jou gegee, omdat hy lief is vir jou. En as jy daarmee woeker, hierdie is wel net 'n gelykenis wat Jesus gebruik het, maar sy gelykenis het betekenis en beloftes in. As jy dit wat God vir jou gegee het gebruik, tot die beste van jou vermoë, sal hy dit ten minste verdubbel. Hy sal jou dalk meer as dit verdubbel, want hy sal nog wegvat wat die ander nie gebruik het nie, en dit nog vir jou byvoeg. En jy weet net, toe ek hierdie stukkie lees, toe besef ek regtig hoe lief God regtig vir ons is. En toe besef ek ook dat wanneer ons dalk nie sien dat God lief is vir ons, is soos daai laaste slaaf. Ek meen, as jy in jouself in sy posisie plaas, hy het vir sy Heer daai een talent teruggebring waarmee hy nie gewoeker het nie. En hy is toe sleg behandel, hy is toe streng behandel, weggevat en in die duisternis gaan gooi. So obviously het hy nie die liefde van God ervaar nie. Dit is onmoontlik vir hom te sê, hy kon ervaar het dat sy Heer lief was vir hom, want hy het hom dan nou gestraf. Maar, nou kom ek weer terug wat ek gesê het, in die vorige paar boodskapies. Eerder as om te vra, God, waar is jy, of waar is u liefde, moet ons eerder kyk waarmee ons besig is. Kyk na wat God wel vir ons gegee het. Kyk na wat God aan ons toevertrou het, en kyk of jy dit wat jy gekry het, gebruik. En as jy dit gebruik, is daar 'n belofte daarby, dan sal jy nog kry. So ek hoop hierdie beteken vir julle net so baie soos vir my. Ek het regtig ervaar vandag dat die Here met my praat deur musiek en deur talente. Deur my talente wat hy vir my gegee het, en dit is hoekom ek hierdie video's maak, want ek voel die Here het vir my hierdie platform gegee om dit te kan doen, en ek probeer dit gebruik. En toe ek vandag 'n bitter mooi liedjie luister, 'n baie ou liedjie, maar hy is al soveel keer oorgemaak deur gospelsangers, toe slaat dit my net weer, God praat met 'n mens dalk deur jou verhouding met jou kinders of met jou ouers. God praat met jou deur die Bybel, en God kan ook met jou praat deur musiek. En God kan ook met jou praat deur die talente wat hy vir jou gegee het. En as musiek een van jou talente is, dan wonder ek, gebruik jy dit tot eer van die Here? Want as jy dit nie tot eer van die Here gebruik nie, dan gebruik jy dit nie op die regte manier nie. So ja, ek wil graag vir julle daai ou liedjie lees. Die liedjie se naam is The Love of God. Hy is nou al deur baie mense gesing. Dit is apparently is dit 'n hymn in Amerika. Ek het dit nie eens geweet nie. Ek weet die Geithers sing dit, en ek weet ook dat Mercy Me dit sing. En dan is daar 'n band wat nie so bekend is nie. Hulle naam is In Epic No Less. Ek wil graag hê julle moet dit gaan soek. Hulle het 'n paar baie mooi liedjies, baie futuristiese musiek, alternatiewe musiek. Hulle bekendste liedjie is Echo of Love, maar dis nie die liedjie wat ek wil lees nie. Die liedjie wat ek wil lees is 'n ou Amerikaanse liedjie. Dit sê, The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair, dis nou Adam en Eva, bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. En toe ek die liedjie se woorde gaan lees, en ek sien dat die ou sê dat al was die see vol ink, en almal op aarde skrywers, en die hemel was die papier waarop jy skryf. As jy dit vol geskryf het, en die see is heeltemal droog, dan sal jy nog steeds nie God se liefde kan beskryf nie.
Ja, dit is verskriklik mooi. Ek wens daar was nog meer sulke skrywers vandag. Ja, kom ons bid saam. Dankie Here vir die ongelooflike voorreg wat ek vanmiddag kan hê om weer hierdie boodskap te kan maak. Dankie Here vir die talente wat U vir ons gegee het. Here, elke een as ek na myself moet kyk, Vader, U het my geseën met soveel dinge. Daar is soveel goed wat ons het, Vader. Partykeer dink ons kan dit nie gebruik nie, maar jy het dalk 'n kar, of jy het dalk 'n paar rand, of jy het dalk 'n talent om musiek te maak, of om te sing, of om vir iemand 'n Bybelversie aan te haal, of jy het dalk 'n selfoon waarmee jy iemand kan bel, jy het dalk 'n skouer waarop iemand kan huil. Here, ons het dalk wysheid wat ons kan deel met iemand, of partykeer net om 'n vriend te wees vir iemand, Here. Dit alles is talente, en so dikwels kyk ons daar verby, en so dikwels besef ons nie dat U vir ons hierdie talente gee, omdat U vir ons lief is, Here. Ek wil bid, Here, dat U elke persoon wat na hierdie boodskap luister vanaand, sal herinner aan die talente wat hy of sy het. Herinner daardie persoon aan die absolute liefde waarmee U daardie persoon toevertrou het, Here. En help hulle om dit te gebruik. Wys hulle waar hulle talente kan gebruik om ander mense te seën, sodat ander mense ook die liefde van Jesus kan ervaar. Here, U het my oortuig daarvan dat U wel bestaan, en dat U wel hier is, en dat U liefde oneindigend groot is vir my, Here. En ek wil bid dat U elke persoon wat op hierdie oomblik twyfel oor die liefde, Here, dat U hulle sal herinner aan dit wat U alles vir hulle gegee het, en dat hulle dit sal kan gebruik, sodat hulle nog meer van die liefde sal kan ervaar. Here, gaan met elke een, hou ons veilig, Vader, en bring ons nader aan mekaar, in die naam van Jesus. Amen.